Dankie julle, kom julle sitplekke neem. En kinders, is te ver, kom nader. Lê plat op jou maag hierso. Kom. Het jy die foon? Kan lê op jou maag, jy die ooms en tannies oor jou kop kan sien. Nee, nou sit jy, plat op jou maag, en so nee. Ja, sy billetjie. Toe maak sal keer dat hy nie inval nie, ek het ook kinders. Ja, sy. Kom, sit hier. Daar so. Sja. Luan, toe jy instap, toe sê die Here vir my, daar's iets van 'n sonstraal, en toe jy instap en jy sê, die naam is Luan, ek soos lunar, iets maak sin hierso, en God sê, ek gaan iets in jou skoon maak, ek gaan iets in jou, hy's besig om te werk met jou hart, jy werk met jou gedagtes, en jy dink, en jy luister na hierdie kind seunskap boodskap, en so God sê, ek gaan iets binne jou doen, sodat jy kan reflekteer, soos die son op die maan skyn, en die maan skyn op die aarde. En mense gaan uitstap en hulle gaan kyk na jou en hulle gaan sê, iets is besig om te gebeur in daai ou se lewe, want die heerlikheid van die Vader is besig om deur jou te skyn. En God sê van vandag af, nie skrik as mense jou toe kom nie. Skrik as mense sê, hey Luan, hier ou, jy moet vir my bid nie. Of, hey, wag, hier is iets wat besig om te gebeur, jy moet my help nie. Want God sê, sy liefde en sy heerlikheid gaan so reflekteer in jou, dat mense hom gaan begin sien en soek in jou lewe. So ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons het van hierdie doopwater wat ons sommer vir elke persoon gee. En die van julle wat bekommerd is oor die waterbeperkings, Wikkie van Wikkie's pompe met 'n tank aangery en sy boorgat water vir ons hier ingetap. So is lekker om ook deel te hê van dit. Alida, jy het vinnig begin. Dis asof jy blokke net oopgemaak het en soos 'n reusie perd jy besig is om te hardloop. En die Here sê, hey, besop vir al die goeders om jou. Maak klaar, sit die oogklappe aan, dis hoekom die perd hom het, sodat hy sy oë kan hou op die wenstreep. En die Here kom en hy sê vir jou, hy sê, hou jou oë op die wenstreep. Mense gaan skree langs die kante, goed gaan gebeur, jy gaan baie keer wonder en jy wil so wegkyk, maar sy perd wegkyk, wat gebeur met hom? Hy hardloop waar hy kyk. En die Here sê vanoggend vir jou, hou jou oë op my, die voleindiger van jou wedloop. Ek is met jou, sê die Here, ek is lief vir jou, maar jy het nog 'n entjie om te hardloop, so bly fiks. So ons gaan jou doop in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Julle sien, kan nie wag om te begin nie. Hardloop, vat van hy water saam. Oom Wiesie, hoe oud is oom nou? Hoeveel? 86. Ja, moet nie besluit te maak op 86. Hoe awesome is dit nie, né? So oom Wiesie, is so lekker is om te sien. Ag, los eers die neus. Ek sê los eers die neus. Terwyl ek vir oom bid in die kerk, soos of die Here vir my sê, ek sien hoe 'n herfsblaar, 'n populierblaar uit 'n boom uitval. En God kom en hy tel hom op en hy lamineer hom en hy sit hom binne in 'n boek. En hy sit jou ergens op en hy sê, hierso is my pride, my joy. Soos die seisoene kom en gaan, so sê God. So moet die goed gebeur soos dit gebeur. En hier is hy as 'n mooi nuwe seisoen wat vir oom aanbreek. Maar dan nog 'n laaste keer 'n groen blaartjie gaan uitkom. Weer blommetjies gaan gooi. Mense weer in die skaduwee gaan sit en sê, ja waarlik, die Here is met oom. So ons gaan oom nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Moenie wag tot jy 86 is nie. Maar loof die Here wanneer iemand dit doen op 86. Michiel, ergens het jy geval, ergens die stukke gebreek, hulle het so gespat, wyd. En die Here kom en ek sien hoe maak hulle mekaar en hy vat hulle so in sy hand en hy kom vorm het so en soos hy in Adam se lewe ingeblaas het. Michiel, kom blaas hy vanoggend in jou nou. En hy sê, hey, ek vat hierdie modderkoekie en ek blaas my lewe in hom en ek gee hom 'n nuwe lewe en ek gee hom 'n nuwe hart. En niks wat jy doen kan maak dat hy anders oor jou kyk nie. Moenie laat die verlede 'n bril is wat jy opsit en jouself meet nie. Want hy wat in Christus is 'n nuwe mens, sê die skrif. So vergeet van daai stukke wat daar lê en fokus op die nuwe wat God gemaak het en gesê het, Michiel, jy's nuut, 'n nuwe lewe. En die nagte wat jy wakker lê en jy's bekommerd en jy worry en jy dink aan al daai goeters, Here sê, don't, moenie daar gaan nie. Dis verby. Né? Daai seun kan nie altyd terughardloop en net so 'n bietjie weer van sy varkklere ruik en sy varkkleertjies daar ophang in 'n raam nie. Nee, sy varkklere het hulle weggegooi en verbrand. Nuwe klere, nuwe ring, nuwe skoene. En die Here sê, "Ey, nou gaan ons fees vier, want my seun wat verlore was, is terug. En ons gaan fees vier want hy's terug in my huis." So Michiel, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees gaan ons jou nou doop. Tannie Sonika, ek moet seker sê Tannie, nee. Oh, ja. Noem niemand jou Tannie nie. Okay, Sonika. Daar's soveel liefde wat uit jou hart uitvloei. Liefde vir mense, liefde vir die diere, liefde vir die voeltjies. Ek sien jou in die oggende hoe jy in die tuin rondloop en jy luister na hulle en jy kyk en jy loof die Vader soos jy hulle sien. Ek ken jou nie. En die Here sê, dit is my so wonderlik, dit is my so ongelooflik, die liefde wat in jou hart is. Hy sê, wil om jou liefde een stapie verder vat. Wil jou vat tussen mense in, sodat soos jy hom dankie sê vir die voeltjies, soos jy daai liefde deel, sê die Here, moet nie alleen deel nie. Ek wil mense om jou sit, wat saam my liefde gaan voel. Kleinkinders, kinders, mense om jou. Nie bang wees nie. Daar gaan geleenthede kom, waar jy gaan agterkom en jy sien dit, die Here praat al lank al in jou hart oor goeders. En sê die Here, Sonika, raak deel daarvan, want hy liefde gaan uitvloei na hulle toe. So wanneer daar projekte en goeders op is, hier by die kerk, wat ook al, ek weet nie waar hulle is nie, ek weet nie wat in jou hart aangaan wat dit dan betref nie. Sê die Here, hey, doen dit, en ek is met jou. Die voeltjies gaan sing en ander mense gaan dit ook raak sien. Wat 'n groot voorreg om te weet, jy is nie alleen in dit nie. Sonika, ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So pas so laaste trap hier. Ja. Wat is julle name? Nathan en Kyle. En pa? Nathan, Kyle en Wayne. Vir julle gebid het, sien ek die volgende gebeur. Ek sien twee strome wat van mekaar weg is en die Here sê vandag gaan julle so mekaar laat vasbonds. En saam gaan julle twee forced to be reckoned with word. En julle gaan deur die lewe hardloop en geleenthede gaan kom wat julle so maak, maar vir een of ander rede, pa, gaan die Here hulle altyd terugtrek. Jy gaan bekommerd raak, jy gaan sê, want is my seun so pad, hulle voel of hulle mekaar uit wegdryf, die een is daar, die ander is daar, die Here sê, byt vas as 'n woord oor hulle. Hy gaan jou die nag herinner, gesê, gaan hulle weer mekaar trek, gaan hulle weer mekaar trek. Ek sien hoe daai rivier boor klippe vloei, hoe hy oor 'n waterval val, maar die twee hardloop saam, en hy word al dikker en al groter, soos hulle aangaan. So moenie mekaar vergeet nie.
Fight soos boeties moet fight, is okay. Maak net weer vrede. Want God sê ek het 'n plan tussen julle twee saam. Julle gaan 'n bediening, julle gaan 'n aspek, julle gaan 'n iets begin doen in julle lewe vorentoe. Besigheid. En God sê ek is in dit. Julle dink anderster. Julle leef anderster, julle het verskillende persoonlikhede. Maar God sê daar's 'n krag tussen julle twee wat die duiwel gaan uitdryf uit soveel plekke uit. So ons doop julle ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Pa, wie die mic hê? Sinds vandag is 'n voorreg om hier te wees saam met julle vandag. Laat julle altyd hier my toesig en jou ma en jou oupa en ouma wat ver gery het om dit te kom bywoon. Ek wil net vir julle sê ek is baie trots op julle dit wat julle vandag doen en ek is baie lief vir julle. Vinniger, kom eers in 'n rol even. Kom. Man en vrou. Wat is julle naam? Caroline en Wimpie. Hoe lank is julle al getroud? 2 jaar. Kinders? Waar is hulle? Ja, is julle. Soos julle staan, soos die kindertjies is, né, kom hier en hy trek 'n tou so om julle en al wat hy doen vandag is hy trek hy tou net so stywer. En julle gaan sien. Nie gedink op 'n stadium, wou wanneer hierdie storie werk. Die daai die volgende en die Here sê, "Pa, as jy doen wat jy moet doen, gaan ek jou hoofman maak van daai huis." So vat hom. Ervaar hom. Maak die Bybel oop. Lees en jy gaan sien hoe die Here hierdie storie al nader en nader mekaar toe gaan trek. Omdat julle twee kies om die Here te dien. Ek sien jou vingers maak so. Maak dit so. Hulle maak so, doen dit. Ek wil sien daar so ja, die Here sê jy's besig, altyd besig, soek altyd ietsie. Dis altyd 'n fidget, dis altyd ietsie wat gemaak moet word, is ietsie wat ek weet nie wat nie. Partykeer wonder jy hoekom Here? Here sê van my af. Moenie stil sit nie. Wanneer jy stil sit, dink jy nonsens uit. Here sê bly besig met goeders wat vir my eer gee en jy gaan sien hoe dit groter en groter tot die lig gaan kom. Ek weet nie wat dit is wat jy doen nie, maar die Here sê jy's besig. Is hy? Okay. Kos maak, prentjies, papiertjies, goedertjies, ek weet nie. Wat ook al dit mag wees, jy weet. Die Here sê hou aan van my af. Okay. Philip en Michelle. Ek dink julle hou terug. Ek dink julle hou nog terug. Want ek dink die Here sê en hy fluister partykeer in julle ore en daar's drome en julle goed, maar ietsie hou julle terug. Julle is bang want iets het ergens in die verlede gebeur wat bietjie vrees losgemaak het. Dis die Here sê ek wil daai vrees totaal al breek.
die groep mense wat julle lei, die mense wat by julle luister, die woord wat julle besig is om te deel, die leiding wat julle doen. Die Here sê, ek wil dit baie groter maak. Moenie bang wees nie. Philip, moenie bang wees om die mic op te tel nie. Moenie bang wees om op te staan wanneer daar geleentheid is om te praat nie. Here sê, ek het vir jou 'n woord gegee. Spreek daai woord. Ek dink dit is al geprofeteer oor jou lewe in die verlede. Doen. Vat die geleenthede. Sien die gap. Vat die gap. Sodat sy heerlikheid deur julle kan vloei. Julle het nog nie kinders nie. Het nog nie. Hoekom nie? Ek weet. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal bygevoeg word vir julle. As 'n fliek van 'n dogtertjie sit sy rooi hare, noem maar brave. Die Here sê be brave. Okay. Pas op vir mense se opinies oor julle lewe. Ek weet mense het opinies oor ons lewe en dan is dit baie keer kenners, ons sien hulle as kenners wat 'n opinie het oor ons lewe. Daar is net een opinie wat tel en dis God se opinie. Ons gaan julle saam doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jolien, ek sien 'n kraak en die Here is besig om die lig deur die kraak te laat skyn. Jy sien die kraak as stikkend, God sê dis die lig. Ek moes hom laat kraak het vir jou om die lig te sien. Jy's kwaad oor iets wat gebeur het. Jy wonder nog, jy sê Here, hoekom, en jy vra die waarom vra en jy lê in die nag en jy sê hoekom, waarom Here, kan dit nie. En die Here sê tensy ek die kraak nie gemaak het nie, kon die lig nie geskyn het nie. Ons kyk baie keer na krake, na frustrasies, na failures, na mislukkings, na 'n klomp goeters, dan sê ons, but why? En dan baie jare later, dan kyk jy terug en sê die Here, that's why. En vanoggend sê hy net vir jou, this is why. En dis genoeg. Jy is sy kind, jy is sy dogter, jy is sy geliefde dogter, oor wie hy welbehaag en baie trots is. En ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Net een skrif, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. That's it. Jy bid vir antwoorde, jy bid vir vrae, oor vrae, jy het gedagtes, dis die Here se antwoord. Maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Dien die Here. Hoe meer jy dit doen, Pieter, hoe meer sal alles begin belyn word. Kry daai prent van 'n skaduwee. Jy weet ons is altyd besig om goed te jaag wat suppose om 'n skaduwee te wees. Goed wat agter jou is en ek wil omkyk na my skaduwee en dan wil ek nog iets bysit, ek wil nog iets doen, ek wil hierdie, ek wil daai. Dis weer sê hou op om chase. Draai na die lig toe en dan sal ek alles wat jy nodig het in die skaduwee outomaties laat inval. Ek en my huis sal die Here dien. So Pieter, ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Dis stap 1. Hier stap 2. Seun, in baie opsigte is dit jou voorbeeld die afgelope paar maande wat my ook vandag hier saam met jou in hierdie bad het. Die Here is besig om met jou op baie mooi pad te stap en jy is 'n voorbeeld vir ons almal. Ek is lief vir jou en ek is bly die Here het vir my hierdie geleentheid gegee om vandag hier saam met jou te staan. So Rikus, jou pa gaan jy nou doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nee, jy hoef nie jou naam te sê nie, Babsie. Babsie het daar ingekom in die kerk, sy het gelyk soos 'n heeltemal verdwaalde individu. En skielik is jy nee, jy is so deel van die family. En jy het iets gedoen een keer. Toe verf jy skilderye, hang nog steeds in my kantoor hierso vir my. Nadat ons gebid het daar binne en begin praat het oor wat energize jou. En daai glaserigheid wat voor jou oë was, en dis nie jou bril wat jy nie nou op het nie, is weg. Asof liefde en lewe deur jou lewe begin straal. Dankie rappies, waar is julle? Mag geras. Waar is die rappies? Hulle is hier. Kom hier. Julle het daar saam gesleep kerk toe. Waar is jou vrou? Waar is Mama Jack? O, neem sy video. Dankie. Dankie Here dat julle bereid was om pad te stap. Hier sy, daar's Mama Jack. Babsie, so begin die lewe deur jou straal. En daai prentjie wat jy vir my gemaak het van die bootjie wat daar buite is, en God wat vir jou sê, ek maak jou nou weer die visser van mense. Mag jy op daai bootjie klim, en mag jy vaar, en bly die nette uitgooi wanneer hy sê, ons gaan nog baie vis saamvang. Ek sien net soos wat jou hare hierdie mooi kleure het, weerspieël dit jou geestelike lewe, wat na ander mense uitskyn, en hulle gaan hierdie mooi helder kleure sien. Fokus op God, laat God net daai kleure reflekteer deur jou geestelike lewe. Ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Arno, daar was tyd wat jy mense jou naam gecheer het. En ek dink dit was op skool. Was jy die joke gewees? Takes one to know one. Nou is dit jou naam gecheer. En geskree Arno, 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 en toe kom maar 'n val. En daar is in die val, te besef jy, ek is nie meer daai nie, en ek was nooit daai gewees nie. En die Here is besig om vandag vir jou te sê, kom ek help jou, so die mense vir die regte rede cheer. En nie meer vir Arno cheer nie, maar vir Jesus binne in jou cheer. En soos jy meer en meer die perspektief skuif, so gaan die cheers harder en harder word. So maak die shift vandag. Is nie meer Arno wat leef nie, maar is nou Christus wat deur jou lewe. En ek sien nou baie ander jong manne is, wat agter jou gaan aanstap. Jy weet net, soos hulle altyd soos die joke wil wees. Here, kom ek leer in die regte manier. Ek gaan jou voorbeeld maak vir 'n klomp jong manne se lewens hoe om die Here te volg. So moenie bang wees om vooruit te loop nie. Maar moenie te vinnig loop nie, want daar's mense agter jou wat saam met jou loop. Okay? En jy gaan op 'n stadium staan, hier waar ek staan. En jy gaan die mic in jou hand hê. En jy gaan die jong manne so sien. En die Here sê, ek gaan jou gebruik om hulle te doop. Ons 'n groot roeping op jou lewe. Hoor jy joke?
Mieke? Sies, ek het net 'n gesprek met Mieke gehad wat ek nie met julle wil deel nie. Mieke, die vader staan met oop arms en hy druk jou vas en hy sê jy's myne. Okay. En hoewel daai prentjie dalk verwronge en skeef en ergens missing is en ek weet nie wat gebeur het nie, as jy reg in die regte perspektief in jou hart sit, sodat op 'n stadium die kuikens onder jou vlerke gaan inklim, jou eie klein kuikentjies, maar nog lank, eers as jy getroud en al baie ouer is, oor ek regte manier, regte tyd, regte alles. Sê God, gaan ek jou daai geleentheid gee. En hy gaan vir jou 'n voorbeeld wees van hoe dit moet lyk. So lees baie in die Bybel raak. Spandeer tyd saam met mense sodat jy daai gedeeltes mag sien in God en sy woord en in mense wat lief is vir Jesus. So ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja. Mic drop oomblik. Chris, ek beleef net so in my hart dat jy staan vanmôre hierso en jy's so bly, maar jy's hartseer. En ek weet nie, dis of jy iemand mis in jou lewe, geliefde mis in jou lewe. Maar vandag aan die Vader jou net so omhels. Ek gaan so styf vasdruk, dit wat Janie oor gepraat het, oor daai Vader wat die verlore seun net so kom styf vasdruk het. Jy gaan vandag God op 'n anderste manier beleef wat jy nog nooit beleef het nie. En die gemis in jou lewe gaan verander. Die gemis gaan vandag net so gevul word deur die Heilige Gees. En Jesus sê hy is so ongelooflik lief vir jou. Jy vra, maar hy wil vandag vir jou kom sê hy is bitter lief vir jou. En jy is baie naby aan sy hart. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sjenay, die blydskap van die Here is jou beskutting. Toe ek nou jou sien en ons begin daar gesels, sê die Heilige Gees vir my dat jy koester sy blydskap. Dis vir jou belangrik om God se blydskap in jou lewe te hê. En ons gaan deur dinge, ons is op aarde, ons is nog nie in die hemel nie. Ons gaan deur dinge en partykeer voel dit baie oorweldigend. Maar die blydskap van die Here is wat ons beskerm en dis wat ons naby hou aan God. En sien jy die blydskap van die Here na gesig, né? So daar's ander mense wat naby jou is in jou lewe, wat naby jou is in jou vriendekring, maar wat nie die hoop het nie. Die hoop het wat jy het nie, want jy het dit beleef, jy ervaar dit en gaan deel dit met hulle. Wys vir hulle wat is die blydskap van die Here. En ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Billy, ek sien een van daai groot dik vuile. En die Here vat daai vuil so op 'n stuk hout wat hy opgetel het en hy stoot hom so in. Die splinters spat so. En Jesus, jy weet daai. En God sê byt vas. Want ek is besig om te skaaf, ek is besig om te werk. Moenie wegkom onder die skaaf nie, maar byt vas. Want jy weet, as die beeldhouer klaar is met die skaafwerk, raak die vuil fyner, raak die skuurpapier sagter, en so is hy besig om te skuur, besig om mooi te maak, en op 'n stadium, blaas hy die stof so af, en dan sit hy hom neer, vir almal om te sien, en almal kyk en sê, wow, dis wat die Here sê, Japie. Vandag is 'n nuwe dag vir jou. Dit is genuine 'n nuwe dag. En die ou Billy word vandag begrawe. Dis 'n nuwe Billy wat opstaan. Maak dit vas. God sê God van second kanse. Vandag is die begin van jou nuwe kans. En jy sal sien, Billy, jou dae van eensaamheid is verby. Die Here trek jou in 'n omgewing in waar daar 'n geestelike familie is, wat jou lewe so gaan verryk dat jy gaan sê ek mis nie wat al was nie. Ek leef vir waar die Here my nou kom neersit het. Daar's 'n cartoon spirit. Die Here sê is daai. Daar's 'n nuwe geleentheid. Jy kom uit 'n seisoen uit. Die Here sê daar's 'n nuwe fase, nuwe seisoen wat so lewendgewend is dat jy sal sê, maar hoe het ek dit hier ooit gemis? Daar was 2 vrouens gewees, Maria en Martha. En Jesus het by hulle boetie se huis gaan kuier, Lazarus. En maar lees jy die storie waar die ene by Jesus se voete sit en die ander ene maak kos. Die een was 'n doer, die ander een was 'n luisteraar. En Jesus sê julle moet ietsie van alles beleef. Ek ervaar die Jesus vir jou die volgende sê, Gita. Hy sê die volgende vir jou, kom sit net by my voete. En kom luister na al die stories wat ek jou gaan vertel. Nie gaan so sit en ek weet nie, ek sien jou net as baie intrigued persoon terwyl jy die Bybel lees en na die goed kyk en dis is Jesus net vir jou sê, hey, leer hierdie goed, leer dit. En dan gaan 'n tyd kom na die leer wat jy gaan oorgaan in aksie in. Jy gaan heeltyd vir jouself vra, wat moet ek volgende doen? God sê niks. Luister en lees net. Luister en lees. Hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan jy gewoond raak aan sy stem. Johannes 10 vers 11 sê, die skape ken my stem, en luister na my stem, en ek sal my lewe aflê vir die skape. Leer hy stem ken. En hoe meer jy hom ken, hoe meer gaan hy jou roep, en op 'n stadium gaan hy sê, kom. Jy gaan soos, ja. Okay, en wag vir hy stem. God sê, ek het groot planne met jou, maar vir nou, sit en luister. Soos doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jack Appie. Hij stap eendag 'n ou in, ek is soos, ag Here, wie is hierdie? Toe sê Jack. En kan ek hom vertel gou vinnig? Ja. Jack se ateïs gewees en hy het baie spooke gejaag. Toe hy spooke kry, toe besef hy dan moet die teenoorgestelde ook al wees. Toe gaan soek hy die Here. En hy daag een Sondag hier op. En terwyl hy hier is, het hy baie seer gehad wat groot mense aanbetref, volwassenes. En toe is daar 'n klomp kinders wat die langs aan woord gekry het. En die een kind kom met die woord, skryf nog op 'n stukkie papier neer en sê, daar gaan iemand in die diens wees met 'n blonde bolla, swart oorbelle, en wat is dit, 'n blou hemp en 'n groen broek of so iets, nee. Groen baadjie en 'n blou broek. Ons almal dink is 'n vrou. Hier is die ou met die wit bolla, die swart oorbelle, en hy het die presiese klere aan. En die woord van God is,
Ek is nog altyd lief gewees vir jou. Wat is die kanse? En nou trek ons al wat, 4 maande later, 5? 4 maande later, en Jacques vandag in die doopbaan. En God sê vir jou die volgende, Jacques, ek het jou vrygemaak. Ek het jou vrygemaak. Hy woord ek net vir jou gesê, he who is free indeed. Hy wat waarlik vry is vry. So ek bid net vir Jacques nou, dat enige moontlike, hou vas, dit wat die duiwel nog probeer in sy lewe doen, daai bande sal wegkom, en waar hy vanoggend hier staan en die verklaring maak en sê, ek is God se kind. Mag hy hom vrymaak van enigiets wat mense gespreek het, enige van daai goed wat hy gaan soek en gaan jaag het. Mag die beskerming in die bloed van Jesus oor sy lewe wees, van nou af, tot in ewigheid. En dit bid ons in Jesus naam. En ons Jacques, ons doop jou nou ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat het jy op jou klippie gestaan? Sy kry 'n klippie toe sy 'n reis gedoen het. Hope. Hope. Here as jy my klippie gaan soek, ek hoop jy het hom weggegooi nie. Wanneer as jy daai woord wat met jou begin het toe jy die reis naweek gedoen het, toe jy bo by die kruis gekom het, die klippie wat vir julle gegee is en die woord wat oor jou gespreek is daai dag. Sê God, al wat ek gaan doen is ek gaan petrol op hom gooi en hom net groter maak. Ek was, as 'n kind het ek baie daarvan gehou, my boeties het my 'n pyromaan genoem. Wat is dit, 'n pyromaniac? Ek wil altyd nie brand steek, net vlamme het my soos geïntrigue. Ek het gereeld veltjies in die brand gesteek. Maar ek was stout. En daai vlamme het, almal kon hardloop altyd buitekant, dan kyk hulle na vlamme toe. As jy in die bosveld is, waarna kyk jy? Na die vuurtjie. Dan wil jy hom kyk en hy brand. En die Here sê, ek gaan daai vuur soveel groter maak en so groot reference maak. En mense gaan om jou kom sit en hulle gaan hulle hande so uit en sê, heat. Maar gaan soek hy woord. Die Here sê, ek wil hom verder bevestig in jou lewe en dit wat hy met jou begin het. Ons doop jou ook nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Bring hulle almal. Almal. As jou pa se naam is Eddie, kom in die doopbad in. Is daar nog? As 'n pa kies om die Here te dien, en ek het al vir jou gesê, is die kans baie groot dat die hele familie sal kies om die Here te dien. En ek wil die woord gee nadat jy hulle gedoop het, oor jou verder. Maar vir julle wil ek sê, what a dad. What a dad. En daar was tye. Maar die Here sê, ek vat enige varkie en ek gee hom 'n drukkie. Ek vat enige varkie en ek die varkie terugkom. Vat die palm en hy soen die varkie op die wang. En wat 'n groot voorreg vir 'n pa wat sê, ek sal kies om terug te hardloop na my vader toe, sodat hy 'n vader vir julle kan wees. En binne in sy huis, onder sy vlerk, sal julle die vreugde en die vrede ervaar. Hardloop saam met die Here, al die pad. Okay. So ek gaan nou die mic vir julle pa gee, is jy alright, kan jy praat?
Leonie, Kiara, Telani, julle is vandag hier as gevolg van die oortuiging en julle gehoorsaamheid in die Heilige Gees. En ek is so trots en ek is so lief vir julle. En leer uit my fout uit. Moet nooit die Here se hand los nie. Ek is baie lief vir julle. Ons het vir Eddie gedoop by mannekamp wat 3 weke gelede, né? En wat 'n voorreg van 'n pa om nou ook sy dogters te kan doop. Jy het 'n sag, wat is jou naam? Leonie, jy het 'n sagte hart. Jy kyk met 'n ander oog na die wêreld. Jy sien baie vinnig seer en stikkend raak. Jy het 'n sagte hartjie. 2 goed. 1 is bewaar jou hart bo alle dinge, want daar vloei die fontein van die lewe. So bewaar jou hart. Al die tyd. Moenie laat die negatief en die seer en alles wat jy raak sien toelaat om in jou hart in te klim nie. Want hy het altyd gesê as 'n klein kindjie, jy het 'n swart hartjie. En die Here sê nee, jy gaan nooit dit hê nie, maar moenie toelaat dat die wêreld se invloed negatief is nie. En dan die tweede ene is, wanneer jy stikkend in die seer raak sien, doen iets. Jy het die ability om lief te hê bo die normaal. Die ability om genade te hê, om stikkend en seer te sien, dit op te tel. En soos jy dit raak sê die Here, in jou hande uit vloei daar liefde en vloei daar lewe. So moenie bang wees om aan mense te vat nie, hoor jy? Ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Christine, is jy getroud? Okay, ek vra jou net dit, want as die Here sê, ek het jou, nee, ek moet dit nou mooi sê, want dit gaan nou sleg, kom ek sê hoe ek dit gedink het, maar hoe ek dit wou sê, die Here het jou losgemaak, maar jy's nie 'n los meisie nie, hy het jou net nie bande gegee wat jou vashou nie, want die Here sê, ek gaan vir my die volgende met jou doen, ek gaan jou so vat, en so drop, nie optel, en daar neersit, en so interkontinentaal. En ek het jou die ability gegee, ek het jou die ability gegee om dit te kan doen, om hier te vat, daar te gaan gee, daar weer te vat, so toe te vat, en so is die Here besig om jou op 'n klomp plekke na toe te vat in die toekoms. Ek hoop jy het 'n dik paspoort. Die Here sê, ek gaan 'n geleentheid binnekort oor jou lewe vir jou stuur, en gaan die geleentheid gee om te travel. Maar as jy travel, gaan jy dit travel vir sy onthaalwe, meer vir jou onthaalwe nie, van vandag af. So want jy ook al gaan, maar nie bang wees nie. As rede ook maar nie baie goed is wat jou kan vas. Ek weet nie, ek ervaar jou so, ek sien jou so, jy moet meer gaan uitpraat oor dit, okay? Alright, want jy op pad is. En in daai gedeelte gaan daar eers gaan jy 'n liefde of liefde vind, of het al reeds 'n liefde of iets, maar die Here sê, ja, ek gaan jou 'n liefde gee, mense gaan sê, waar het jy hierdie ouetjie ontmoet? En gaan sê in een of ander weird land wat ek nie kan uitspreek nie. It's crazy.
Ek moet nie bang wees om te drem om nie. Ergens is daar 'n ouetjie. Hy het 'n ander nasionaliteit as jy. Die Here sê ek gaan iets wonderliks doen uit julle lewe. So daar's baie hoop in die toekoms. So ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is julle kind, klim op die stage. Maak 'n bietjie plek hierso. Papa en mamma. Boetie, kom hierso ou, moenie net inval hê. Ja, ek sien nou pa moet iets sê. Dis hoekom ek kom soek. Maar kom ek gee jou 'n oomblik. Mia, nee. Ek sien jou Mia, is 'n skoenlapper. Jy's besig om rond te vlieg. En jy wapper so oral rond en die Here sê ek het jou so mooi gemaak vir die hele wêreld om te sien. Hy het gesê jy gaan jou skoenlapper vir die Here maak. Maar elke keer as jy jou vlekkie so oopmaak, dan reflekteer God se skoonheid en se mooiheid deur jou lewe. Is Jesus 'n butterfly, swaal net oor jou lewe. Probeer dit onthou en hou dit so. Okay. Doen goed wat mense net sal sê, "Ja, nee, dis awesome." Jy's die skoenlapper van die lewe. Daai is 'n trotse pappa. En dankie wat jy vir hom en vir jou mamma beteken, en dankie wat jy vir almal in die familie beteken, en dankie dat jy so sterk is. Okay, hulle kyk op na jou, alhoewel hulle moet afkyk want jy's klein, maar hulle is baie lief vir jou. Okay. Ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die positiwiteit straal uit jou lewe uit. Jy is die positiewe mens in 'n positiewe gesindheid en 'n positiewe gees en 'n positiewe omgewing. Stap in negatiewe omgewings in en maak dit positief. Straightforward. Die Here sê ek het jou positief gemaak. Hoekom sien jy altyd die glas vol, half vol in plaas van half leeg? Ek hoop dit is jy. Probeer. Wel, die Here sê jy gaan dit regkry, meer en meer. En met 'n positiwiteit binne in jou sê die Here ek gaan jou hopelose omstandighede laat omdraai in jou en ja, ons gaan jou doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en vat daai positiwiteit in daai situasie in en gaan maak die verskil daar in Jesus naam. Hy's met jou. En onthou dat hy met jou is, oral waar jy gaan. Hy is lief vir jou. As jy nog nie gedoop is nie, kyk uit vir die volgende doopgeleentheid.
Stap die pad saam met die Here. Hy wil groot dinge deur jou lewe